begin ons. So ons gaan vanmôre praat oor die laaste week in Jesus se lewe. Ek net vir Lani toelaat. Hallo Lani, welkom. Die laaste week in Jesus se lewe en ons gaan die Via Dolorosa stap, die pad van lyding, hierdie week saam met Jesus. Kyk, die opstanding is die toppunt van dit. Maar ons gaan volgende Sondag daarby stilstaan, maar vandag wil ek stilstaan by die lyding van Jesus. Want dit is belangrik, hy het gesê so dikwels, as julle hierdie brood eet en die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So dit bly belangrik totdat Jesus weer terugkom. Ok, so laat ek net my slideshow begin hierso. En ek gaan vanmôre spring van Johannes 15, wat ons laasweek ook oor gepraat het, die wynstok. Maar Jesus is net nie die wynstok nie, hy is die ware brood en die wynstok, die enigste. En kom ons kyk wat sê die woord in Johannes 6. Eindelik, kom ons kyk eers na die nagmaal en die instelling daarvan. Hy sê, en terwyl hulle eet, ek wil net gou hierdie bietjie afskuif ondertoe, terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Nou, hierdie week, die Jode vier ook hierdie week die Paasfees, maar vir hulle het die Messias nog nie gekom nie. Vir ons, vir wie Jesus gekom het en ons herken hom as die een wat gekom het en vir ons kom sterf het, is dit 'n werklikheid. En hier kom Jesus op 'n Dinsdag aand, en ek nou vir u verduidelik hoe hierdie week verloop. Op die Dinsdag aand het hulle aan die tafel gesit en hy die brood geneem en gebreek. Nou dit was die broodfees, die ongesuurde broodfees, het eintlik begin op die Woensdag, maar Jesus het hier 'n nuwe Paasfees, die Nuwe Testamentiese Paasfees ingestel, want hier het dit wat in die Ou Testamente tipe was van die lam wat geslag is, het hier 'n werklikheid geword. En hy het saam met sy disippels geëet en gesê, neem eet, dit is my liggaam, die brood. Onthou jy wat het ons gesê in Johannes 6, sê hy, ek is die ware brood. En toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Nou kyk wat sê hy hierso, hy sê, dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van ons sondes. Halleluja. Hy sê, maar ek sê vir julle, kyk wat sê hy hierso, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink, in die koninkryk van my Vader. So daar wag vir ons 'n fees, wanneer ons saam met Jesus weer aan hierdie tafel gaan sit, en weer gaan dink daaroor. Maar intussen moet ons dit gereeld doen. En ek wil vir u sê, dis nie verkeerd om jy en jou familie hierdie week nagmaal te gebruik, elke dag. En hierdie pad wat Jesus geloop het, saam te herinner, en die pyn wat hy deurgegaan het, en die beker wat hy gedrink het, terwille van ons, sodat ons een met hom kan word, want hy het gesê, hy is die lewende brood. Kyk wat sê hy in Johannes 6:51, en hulle het hom so verkeerd verstaan toe hy met hulle hier gepraat het. Hy sê, ek is die lewende brood, wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld gee. Daar kan jy jou naam insit. Hy sê, die vlees wat ek gee lewe vir jou, die wêreld, vir elkeen wat in hierdie wêreld is, het hy die ware brood geword. En die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan ons sy vlees eet? Hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? Want hulle het nie verstaan wat hy sê nie, want die kruisiging was nog nie daar nie. Jesus sê vir hulle,
Voorwaar, voorwaar. Nou onthou wat ek gesê het, as Jesus sê voorwaar, voorwaar, dan sê hy eintlik ek neem 'n eed. Hierdie is die suiwer waarheid. Hierdie is 'n eed. Ek sê vir julle, as julle die vlees van die seun as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself. So hierdie is 'n baie belangrike ding. Die nagmaal is maar net 'n broodjie, ongesuurde broodjie, want Jesus het geen suurdig in hom gehad nie. Dis hoekom die Jode het ook die fees van die ongesuurde brode geëet. Dis ook in hierdie selfde week. Want hulle het nog uitgesien en vandag sien hulle nog uit na die Messias wat moet kom. Maar vir ons is Jesus die Messias. Die brood wat sy lewe, die brood van die hemel, wat sy lewe vir ons gegee het. Hy was gebreek, sy liggaam was gebreek. Dit is wat die brood beteken. Dis waarom ons die brood breek en dit eet. En wanneer dit geëet word, dan word dit gekrunch in ons. Maar as ons glo in die lewende brood Jesus, sien, die nagmaal is iets wat jy met geloof moet gebruik. Jy moet dit beleef, jy moet dit asof dit jou inleef daarin, dat as jy daai brood eet, dan sê, dis net 'n broodjie, maar deur die geloof is dit die liggaam van Jesus. Sy liggaam was vir my gebreek. So jy maak daai jou eie, jy maak daai skrif jou eie, dit word deel van jou, en dit maak jou gesond. Daai liggaam wat gebreek was, maak ons heel. En dan sê hy, en die bloed wat ons drink, hy sê, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. So die woord van die Here sê ook, die disippels het dag vir dag brood gebreek, van huis tot huis, nadat Jesus opgestaan het. So dis niks snaaks om in jou huis, soos in daai nag van, toe hulle uit Egipte getrek het, het hulle elke huisgesin moes 'n lammetjie slag en die ongesuurde brood eet. Want hulle was deel van daai vrymaking uit slawerny en in daardie nag. Hy sê, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. So hier stel Jesus self die nagmaal in. En hierso waar hy by sy disippels sit, hy sê, wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Dis een van die maniere waarop jy in Jesus bly. Onthou daai eenheid waarvan ons gepraat het, waarvoor hy gekom het. Eenheid, bly in my en ek in hom. Die nagmaal is die kragtigste fees wat ons kan vier. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Halleluja. Ek moet net teruggaan daarna toe, dat u dit kan sien. Ok, kom ons gaan maar aan. Hy sê, sodat julle ook mag lewe. Hy sê, en dan kom hy in Johannes 17. Nou Johannes 17 staan nie in die ander evangelies nie, maar dit was dieselfde aand wat Jesus aan die tafel gesit het, waar hy vir hulle gebid het. Die hele Johannes 17, gaan kyk wat het hy gebid. Maar die kern daarvan is in Johannes 17 vers 20. Hy sê, ek bid nie vir hulle alleen nie, hy praat van die disippels, maar ook vir die wat deur hulle my woord, wat deur hulle woord in my sal glo. Met ander woorde, wie die evangelie, hierdie evangelie wat hulle, daai wat saam met hom was, neergeskryf het, die wat het glo, ook een met hom kan wees. Hy sê dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. So hier is die kern van die rede hoekom Jesus gekom het. Eenheid met die Vader, eenheid met mekaar, eenheid met Jesus, eenheid met die Heilige Gees, daai eenheid, daai eenwording met God. Hy het by ons kom woon, hy het in ons kom woon,
En wanneer ons die nagmaal gebruik, dan sê ons, Here, U is in ons, U woon in ons, die krag van die opstanding is in ons. U bloed reinig ons. U liggaam was gebreek vir ons en dit maak ons heel. Dan bely jy dit deur geloof. Hy sê, en ek het hulle die heerlikheid gegee, heerlikheid, sy glory, wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Die hele Johannes 17 gaan oor hierdie eenheid. Eintlik van hoofstuk 14 af wat ons gewerk het. Hoofstuk 15, die ware wynstok, ons in hom en hy in ons. En hoofstuk 16, ons gaan weer teruggaan na hoofstuk 16 toe. Maar kyk wat sê hy in hoofstuk 17, ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat U my gestuur het, en hulle lief gehad het, soos U my lief gehad het. Hierdie is 'n groot vers. Kyk wat sê Jesus. Kan U dit vanmôre hanteer? Dat net so lief soos die Vader Jesus gehad het, so lief het hy ons. Ons moet dit glo. Ons moet dit ons eie maak. Net so lief soos wat hy Jesus gehad het, so lief het hy ons. Dis volkome liefde, mense. En baie keer ervaar ons nie daai lewe, daai liefde nie. Baie keer ken ons nie daai liefde nie. Dis wat die Here vir ons bedoel het, dat ons in daai liefde van hom, en hy praat hier van sy agape liefde, hemelse liefde, kan ervaar. Dis wat God wil hê ons moet ervaar, deur die kruisiging van Jesus. Kyk wat sê hy in die volgende, hy sê, Vader, ek wil dat waar U is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het. Omdat U my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Nou wat hy sê is, hy praat van die toekoms, wanneer ons sy heerlikheid gaan sien, maar eintlik kan ons nou al in daai eenheid bly. Ons is nie weeskinders nie. Hy het ons nie wees agtergelaat nie. Ons is in die wynstok en die wynstok is in ons. Ons is een met hom. Halleluja, deur die bloed van Jesus. Nou kyk hier sê wat sê die Via Dolorosa. Johannes 18 begin praat oor waar hy uit die tuin gegaan het en omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? Nou ons weet wat het in die tuin gebeur, hoe dat hy gebid het, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan. Sy sweet het werklik soos bloed uit oor sy voorkop op die grond geval. En sy disippels kon nie saam met hom waak nie, hulle het aan die slaap geraak. En hy het geworstel met sy Vader daar in die tuin van Getsemane. My Vader, as dit moontlik is, dat hierdie beker by my verbygaan, want hy het geweet wat is in daai beker, die bitterheid van daai beker, die smart van daai beker. Hy het presies geweet wat vir hom wag. Maar hy sê nie my wil nie, maar U wil geskied. U wil geskied. Dankie Vader, dat Jesus nie opgegee het nie. En toe hy dan vir hulle sê, dit is ek. En toe kom die ouens wat hom gevange neem, en Judas, een van sy disippels, wat hom verraai. Net die vorige aand het hy Judas se voete gewas, saam met al die disippels. En hier kom een van sy naastes en kom verraai hom met 'n soen. En Jesus sê, hy sê, en hulle antwoord hom, Jesus die Nasareëner sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. Maar toe Jesus sê, dit is ek, daar het soveel krag uitgegaan uit daai woorde, dit is ek. Daai woorde, dit is ek, beteken ek is Yahweh God. Dit is ek. En toe Jesus sê, dit is ek, toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hulle agteruit gegaan, op die grond geval. Daai woorde, dit is ek. I am that I am. Ego eimi, sê die Grieks, ek is wat ek is. Toe hy sê ek is, toe kom daai krag van die skepping en hulle val op hulle
op hulle 'n rug op die grond. En toe vra hulle vra toe weer, wie soek julle? En hulle sê, Jesus die Nasarener. Toe sê Jesus, nee, dit is Jesus. Ek is die verlosser. Jesus beteken die verlosser. En toe sê Jesus vir Petrus, steek jou swaard in die skede, want Petrus het sy swaard uitgepluk en die Malchus se oor afgekap, maar Jesus het dit weer herstel. Hy sê die beker wat die Vader my gegee het, wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie. Hier praat hy van daai beker van sy smart, die Via Dolorosa. En dan word hy veroordeel deur sy eie mense, die Joodse nasie. Hy sê, die woord sê hy het na sy eie mense toe gekom. En sy eie mense het hom verloon, verraai, gekruisig. Toe sê hy dit, toe hy dit sê, het een van die priesters wat daar staan, Jesus in die aangesig geslaan en gesê, antwoord u die priester, hoërpriester, so. En Jesus antwoord hom, as ek verkeerd gespreek het, getuig die verkeerdheid, maar as ek reg gespreek het, waarom slaan jy my? En Annas, dis die hoëpriester, het hom geboei na Kajafas, die hoëpriester gestuur. En Simon Petrus, en hier word Jesus verloon deur een van sy ander disippels. Wat 'n hartseer nag. Want toe die krisis kom, jy sien die disippels het nie verstaan waarom Jesus gekom het nie. Het Petrus hom staan en warm maak en hulle sê vir hom, jy's tog nie een van sy disippels nie. Toe ontken hy dit en sê, ek is nie. Een van die hoëpriester se diensknegte wat familie was van die man wie se oor Petrus afgekap het, sê, het ek jou nie in die tuin by hom gesien nie. En Petrus het weer ontken en dadelik het die haan gekraai. Wat 'n hartseer oomblik vir Jesus. Jesus het omgedraai en Petrus sien staan. En Petrus het in trane uitgebars toe hy besef die waarheid dat hy hom ontken het. Hy wat gesê het, ek sal saam met u kruisig toe gaan. Ek sal saam met u sterf. Ek sal saam met u gaan, die hele pad. Hier verloon hy hom. Maar Jesus, daar was 'n rede hoekom Jesus alleen moes wees. Toe het hulle 'n doringkroon gevleg en dit op sy hoof gedruk, want daai doringkroon, elke ding wat met hom gebeur het in die kruisiging, was deel van die vloek wat op hom gekom het. Dorings en distels, die hartseer van die lewe, die gebrokenheid van die lewe. En hulle het gesê, wees gegroet koning van die Jode, hom bespot en hulle het hom in die aangesig geslaan. Op 'n ander plek sê hulle het sy baard uitgeruk. Hulle het hom met die vuis en met stokke geslaan en op hom gespieg. En Pilatus gaan toe weer buitentoe en sê vir hulle, ek bring hom vir julle uit buitentoe, sodat julle kan weet dat ek geen skuld in hom kon vind nie. Nadat Pilatus hom, die Romeinse keiser, of die Romeinse een wat onder die keiser was, om ondervra het hy het gesê, daar's geen skuld in hierdie man nie, maar nogtans het hulle Jesus veroordeel. In Johannes 19 vers 13, toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buitentoe gebring en op die regterstoel gaan sit in die plek wat die plaveisel genoem word, in Hebreëus Gabata. En dit was die voorbereiding van die Pasga. Kyk nou hierso, dit was dieselfde aand wat Israel die voorbereiding van die Pasga, die voorbereiding van die Pasga op omtrent die 6de uur. Daai 6de uur was omtrent 2:30 die middag. Jesus was al heel oggend heen en weer tussen hierdie klomp wat hom veroordeel het. Toe sê hy vir julle, daar is julle koning, maar hulle skree, neem hom weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? En die owerpriester antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Sien, hulle het op Jesus afgespeel teenoor die keiser, want die keiser was die koning, hy was die heerser, die Romeinse heerser.
toe het hy hom dan aan hulle oorgegee om gekruisig te word. En hulle het Jesus geneem en hom weggelei. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hom gekruisig het, saam met 2 ander, een aan elke kant en Jesus in die middel, soos ons dikwels daai 3 kruise sien. Want hy was saam met 2 sondaars gekruisig, maar die middelste kruis was onskuldig. Selfs nie Pilatus, wat 'n heiden was, kon skuld in Jesus kry nie, want hy was onskuldig, maar hy het ons skuld op hom geneem. Hy het ons oordeel op hom geneem, ons sonde op hom geneem, en dit het hom gebreek. Dit het sy liggaam gebreek, soos daai brood wat gebreek word. Sy liggaam was nie erkenbaar. Daar's 'n fliek wat gemaak is, The Passion of the Christ, wat die mense wat dit kyk, sê dit is verskriklik. Maar baie mense wat die woord bestudeer, sê dat The Passion of the Christ kan nie werklik beskryf wat Jesus vir ons deurgegaan het nie. O Here, dankie. Eindelik is dit ek en u, soos daardie 2 wat aan die kant te gaan het, wat daar moes hang. Eindelik was dit ons, want ons is skuldig. Ons het gesondig, maar in ons plek het hy gaan hang. Hy sê, niemand neem my lewe van my af nie, maar ek lê dit neer. Iemand moes die prys betaal, en hy was bereid om daai beker te drink. Halleluja. En daarom sê ek, die boom van die vloek het die boom van die lewe geword. Want daar was 'n reël in Israel onder die Jode, dat elkeen wat aan 'n kruis hang, die kruis is 'n boom, aan die kruis hang, is vervloek. Jesus het die vloek van Adam op hom gedra. Die vloek wat oor ons uitgespreek was in die begin, het op hom gekom, sodat hy vir ons die boom van die lewe kan word. Die boom van die lewe. Daar's 'n lied wat sê, He took the tree, or he died on the tree that he created. Die boom wat hy geskep het, hy het op daai boom gaan hang, vir u en vir my. Halleluja. Hy was deur God vervloek, deur God verlaat, omdat die sonde op hom gekom het. En daar was 3 ure duisternis, van 3:30 af wat hy gekruisig is, tot 5:30, was dit donker. Was 'n aardbewing, maar die Vader kon dit nie aanskou nie. Hy het die wêreld in donkerte geklee, want selfs hy moes sy aangesig draai teen Christus. En Jesus het waarlik gesterf. Toe hy sy asem uitblaas in Johannes 19:28, hy sê hierna het hy, omdat hy geweet het dat alles volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan. Hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hisopstingel gesit en dit aan sy mond gebring. Sien, daai bitterheid, daai suur, daai sleg vir hom gegee. Hy het eintlik water gevra, maar hy kry asyn. En dan sê hy, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee, uitgeasem, sy laaste asem. Toe hy sê dit is volbring, in die Grieks beteken tetelestai, wat beteken it is finished. Die prys is betaal vir alles, vir al die dinge van die verlede, vir al die sondes. Maar dis ook in die present tense, dit beteken ook en in die toekoms. Die volledige prys is betaal vir die verlede, vir vandag en vir môre. Dit is volbring. Die rekening
is betaal. Halleluja. En daarom kon ons gister by daai swaar van my wat my genant was. Ek het hom altyd Jannas genoem en hy het vir my Jannas gesê. Ons was na aan mekaar. Maar kon ek daar op daai preekstoel staan in Wellington se kerk waar Andrew Murray ook jare te gestaan het. En kon ek sê, ek weet Jan lewe. Hy's nie dood nie. Hy lewe. Sy het net van adres verander. Hy bly aan die ander kant. Hy is volkome as gevolg van dit wat Jesus hier gedoen het op die kruis. Lewe Jan. Al het hy swaar gekry aan die einde, maar hy's verlos. En hy sit nou in heerlikheid. En hy beleef Jesus in daai werklikheid, in daai heerlikheid wat Jesus gesê het. Hy wil hê ons moet dit ook beleef. En ons gaan dit ook beleef, omdat hy die prys vir ons betaal het en uitgeroep het, dit is volbring. Halleluja. Hy was waarlik dood. En in Johannes 19 vers 31, want jy sien daar's baie stories opgemaak. Die Jode baie stories opgemaak oor Jesus. Hulle het gesê, sy disippels het sy lijk kom steel uit die graf uit. Ander het gesê, nee, hy was net in 'n beswyming, hy was nie werklik dood nie. Maar hier sê die woord, en dat die liggaam nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek moet word en hulle weggeneem moes word. En dit was die gebruik om bene te breek, maar die profesie oor Jesus het gesê dat sy bene sal nie gebreek word nie. En dit het so in vervulling gegaan. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was, dis die twee sondaars of rowers. En toe hulle by Jesus kom, sien hulle al dat hy dood was. Hulle het nie sy bene gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Die wetenskap sê, wanneer mense hart breek, dan skei jou bloed en jou water. Jesus se hart was vir ons gebreek. Sy hart was gebreek sodat ons hart heel kan wees. En dis een van die profeseë wat uitgegaan het oor Jesus wat gesê het, hy het gekom om die gebrokenes van hart heel te maak. Dankie Here. Dankie my Vader. Dankie Jesus dat U gekom het en dat U die ware wynstok gekom het sodat ons vir ewig kan lewe. Sodat ons die voorreg het om vanmôre te kan sê, ons is kinders van die Here. Ons is kinders van ons Vader. Ons behoort vanmôre aan hom. Wil jy nie vanmôre saam met my die hande opsteek en sê dankie Here. Dankie. Ek verdien dit nie, maar uit genade is ek gered. Deur U kosbare liggaam, deur U bloed wat U vir my gestort het, kan ek vanmôre sê ek is 'n kind van die Allerhoogste God. Ek behoort aan U. U is myne en ek is U se. Jy sien daai oomblik toe hy sterf en hy sê dit is volbring, het hy die Vader se hand en die mens se hand gevat en in mekaar gesit. En nou is ons een. Ons is deel van daardie ware wynstok. Dankie Here. Maak ons een met U. En ons deur geloof elke dag in eenheid met U sal leef. Want daar is geen skeiding meer vir die wat in Christus Jesus is nie. As jy vanmôre siek is, vat die genesing. Steek vanmôre daai brood, daai liggaam was gebreek. Die woord sê, ons krankhede was op hom
En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ek wil hê u moet hierdie week saam met my hierdie Paasfees vier. Volgende Sondag gaan ons praat oor die opstanding. Hoe gaan ons dit vier? Elke dag nagmaal gebruik. Elke dag, en al het u nie iemand wat saam met u nagmaal kan gebruik nie, gebruik dit dan alleen, want Jesus is daar by jou en hy sal saam met jou dit geniet. Vat dit elke dag. Vat hierdie hoofstukke, hoofstuk 18, 19, 20, 21 van Johannes en mediteer dit. Gaan saam, loop saam op daai pad. Jy en jou vrou, of as jy nie 'n vrou het nie, jy alleen, daar waar jy is, loop saam met Jesus die pad. Elke tree daarvan. Hierdie hele week tot Sondag, wanneer ons die opstanding van Jesus gaan vier. Jy sien, as jy die kruis verstaan, dan is die opstanding so 'n groter werklikheid. Prys die Here, haleluja, vanmôre vir hierdie goeie nuus. Jesus het vir ons die prys betaal. Amen. Mag die Here u ryklik seën. Dankie vir dat u op was. As jy voel so om hierdie video vir iemand aan te stuur, doen dit. En kom ons vier hierdie week die grootste fees van die gelowiges. Passover. Amen.